Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Jacques benodig geen bekendstelling as suksesvolle hoofuitvoerende beampte van Titans Cricket nie. As iemand met 'n passie vir die bestuur van belangegroep verhoudings, is Jacques ook 'n akademikus van formaat, met 'n doktorsgraad in ekonomiese en bestuurswetenskappe. En hy is onlangs aangestel as mede-professor by die Noordwes Universiteit se besigheidskool. Hy glo dat die besigheidskant van sport beslis kan baat by akademiese insette van 'n instansie soos die besigheidskool. Verder praat Jacques Batlands oor sy opspraakwekkende wedervarings as waarnemende hoofuitvoerende beampte van Cricket Suid-Afrika 'n paar jaar gelede, en lig hy die mening dat dit ideaal sou wees om sport en politiek heeltemal te kon skei. Maar is dit haalbaar? Lekker leer en lekker luister. Jacques, welkom na toe. Is heerlik om weer met jou te gesels, nee? Ek dink dit is al amper 2,5 jaar later. Ja, het is weer lekker om hier te wees. Jy is gezond ook, nee? Altijd lekker om hier te wees, ja, ek was siek met COVID, so ek is gezond en geseend. Ja, dit is great, nee, en ons is 'n bietjie back to normal, maar ons sal nou terugkom na wat is terug na normaal toe. Maar vir die klipkouers, die ouens wat jou nie ken nie, herinner ons, waar kom jy vandaan, wat is die pad wat jy gestap het tot hierso waar ons nou sit te gesels? Ja, soos ek hier sit, is ek nou, het klink eintlik onwerklik, maar ek is al 18 jaar hoofuitvoerende beampte in cricket. Jy weet, ek is in 2003 by Noordwes aangestel. Ek is maar 'n boerling in 'n ou Noordwester of Wes-Transvaaler. Dus ons 'n Klerksdorper. Klerksdorp is 'n groot geraak en ek het daar skool gegaan. Vroeg in my lewe eintlik maar in cricket betrokke geraak. Ek was al so in 1996 op die Noordwes Cricketraad. Deeltyds studeer aanvanklik, maar jy weet, jy sal nie glo as ek vir jou nou sê nie, maar ek studeer hierdie jaar, is my 19e jaar non-stop. Volgende jaar is my 19e jaar wat ek studeer. Nee, heerlikheid. Ja. Het jy al gehoor van Netflix, Jacques? Ja, wel, ek dink ek moet nou 'n bietjie skuif na die voorkant van die klas, maar ek maak nog 'n meestersgraad in die regte klaar deur die Universiteit van de Montfort in Engeland. Ja. So baie geseënd om baie te gestudeer het. Wat is jou, het jy, jou liefde vir cricket was nog altyd daar, het jy daai ambisie / visie gehad, ek wil eendag, in die cricketbedryf, dis waar ek betaal wil word, dis waar ek 'n loopbaan wil ontwikkel? Ek dink almal se ambisie is om vir Suid-Afrika te speel, of in my tyd was professionele cricket nou nog so groot nie, maar was maar eintlik om vir, jy weet, 'n professionele span cricket te speel. Ek het 'n bietjie provinsiaal gespeel, so van 86 na 97, of 87 jaar na 96, 97, maar om eerlik te wees, jy weet, ek dink ek was so wonderlike cricketspeler, en dis hoekom my mense seker maar in administrasie opeindig, maar daarna het ek afgerig, ek het 'n vlak 3 sertifikaat en het maar vroeg betrokke geraak deur die klubstrukture. Klerksdorp klub is maar eintlik waar ek begin het. Ek het 'n verskriklike geseënde lewe gehad, dat ek by alle klubvergaderings, of van klubvergaderings, en toe provinsiaal by Noordwes toe, as Cricket Suid-Afrika uitvoerende hoof, waarnemende uitvoerende hoof, en toe by die ICC het ek ook, jy weet, hulle vergaderings bygewoon. So ek het letterlik elke liewe bestuurstruktuur in cricket, op elke vlak, was ek geseën om dit by te woon. 2003 was ek by cricket, Noordwes Cricket, 'n wonderlike geleentheid, in Potchefstroom, ons baie nou saam met die universiteit gewerk. 2012 was ek die eerste keer die waarnemende hoof by Cricket Suid-Afrika, toe hulle 'n krisis gehad het. 2013 het ek by Titans betrokke geraak, en toen 2020 weer so 'n paar maande gedoen, tot van Desember 2019 tot Augustus 2020 was ek weer by Cricket Suid-Afrika vir 'n jaar, en dan is ek nou weer terug, jy weet, tot nou toe by
by Titans en by Supersport Park. So dit gee jou 18 jaar, maar jy weet ek is al, soos ek sê, 1996, 97 en toe ek ophou speel het ek betrokke geraak by die Noordwes Raad en ek dink hulle is eintlik 'n wonderlike verhaal hoe hulle betrokke kon raak met die Stadsraad, die universiteit om die fasiliteite te skep en hoe hulle daarna saamgewerk het. Is dit wat is jou passie vir stakeholder management? Ek bedoel, dis wat jy ook jou doktoraal in het is, as ek reg onthou. Ja, absoluut, dit en dan jou mega en major sporting events, as ek het so kan noem, dit is maar my liefde vir dit, waar het ontwikkel. Potch, so bestaan om die besigste oefensentrum gewees vir internasionale cricketspanne, wat, jy weet, ons was geseënd gewees om deel te wees van die visie, so Potch vir my... So dis is 'n klinieke wat julle... Ja, dit is Engeland waar daar oefen, en Australië waar daar oefen, en... So hoekom? Wat het julle anders gemaak dat ons sê, dis waar ons moet gaan jy weet, vir daai klinieke gaan en nie mense al Bloemfontein toe whatever. Ja, so dit is baie interessant, want as jy dink hoekom Engeland daar sal kom, van die eerste is natuurlik die klimaat, dis maar wat die atlete ook so toe lok, is die ongelooflike klimaat, ek dink veiligheid is die tweede ene, en dan fasiliteite is die derde ene, waarna jy kyk, daar is wonderlike fasiliteite, en dan die vierde ene is maar mense, mense gee vir mense, ons is baie geseën dat ons iemand gehad het met die naam van Gordon Parsons, hy werk eintlik nou vir die universiteit, Hansie Cronjeus is swaar en hy het vir jare en jare, vandat hy 16 is tot seker 38, het hy county cricket gespeel, so natuurlijk ken hy allemaal in die county cricket, so dit was maar die 4 elemente wat mense gebring het daar. Dis die bewustheid van die Engelse is as gevolg van hom. Maar jy moet hulle nog steeds 'n sekere vlak van diens lewer en die fasiliteite moet op 'n sekere standaard wees, so is een ding om mense daar te kry, is 'n ander ding om mense weer daar te kry. En is seker koste-effektief. Ja, nee, maar dis jy moet moeite werd. Ja, ek dink is koste-effektief hier rand, teen die pond, maar daar is ander opsies wat ook nader is, jy weet die ooste is 'n bietjie nader, dit is dalk net 'n bietjie meer duurder om so toe te gaan, maar baie geseënd om deel van dit te wees, so jy het hom van die binnekant of op alle vlakke bekyk. Ja, ek moet sê dat die cricket in die universiteit loop hand aan hand, jy weet ek onthou Noordwes cricket of Wes-Transvaal cricket, was eintlik by die universiteit, dit is eintlik waar hulle geleef was, jy kan nou nie dink, ek kan onthou as 'n jong speler, het ons actually so toe gegaan, en natuurlik groot rolspelers, mense soos Mickey Gordon, was by die universiteit ook betrokke vir jare, so dit is eintlik alle wat die pioniers was, Mickey het die visie gehad om die stadion te bou. Die stadion is gebou op die ou Potchefstroom Onderwys College, sportgronde. Dis eintlik waar hy gebou is, en die besigheidskool nou is letterlik daar by ons hek gewees van die cricket. Ja, ek by my sien hom as jy daar aankom. Nou, hoe pragtig is dit, ons het eers daai fasiliteit of die saal, was bekend as die Standardbank saal, het ons vir jare gebruik, ja, om het nou nog meer nader om uit te bring, was ek geseënd om in Augustus 'n mede-professor te word van die besigheidskool. En ek moet sê, hoe verras was ek om te sien dat die energie en die visie wat iemand soos 'n prof Jan van Rombe bring na dit toe. Ek dink mense aan die rand en mense in die res van Afrika verloor uit, as hulle nie bewus raak van die geleenthede daar nie. Ek dink dit is baie dinamies. Potchefstroom Universiteit het ook maar 'n pad gestap om behoorlik die 3 campusse as een te vorm. Maar vir my, jy weet, 'n wonderlike instansie. Jy weet, Afrikaans, en ek dink 'n onderrig in Afrikaans is nog steeds belangrik, maar jy wil weet dat jou instansie is 'n organisasie wat internasionaal erken word, en vir my by die besigheidskool, so ek het glad nie eens gehuiwer toe hulle my wou nomineer nie, dit is instansie wat is definieer mede-professor vir die maar nie met onthou, ek is 'n nuwe mede-professor. So, ek is, wat hulle sal sê, associate professor of practice, jy weet, dit is maar iemand wat, professor is maar iemand wat onderwys gee, wat teach, so dit is wat ek dink my bydra ook moet maak, maar ek dink jou vol professor is maar eintlik wat 'n mens wil na toe gaan, maar jy weet, jy word benoem deur die senaat en hulle gee vir jou hierdie titel wat, soos ek sê, maar 'n erkenning is.
En jy kry dit actually net vir 3 jaar nie, so dis nie permanent of outomaties. Okay. Jy moet deur die... Ek is bietjie onder druk nou om 'n bietjie te vorm om iets te doen, ja, maar mense wil 'n bydra tot die wetenskap maak. Ek het snaaks genoeg alselfs toe ek op Potch was, het 'n kort kursusse in arbeidsreg gedoen op die by die universiteit. Ek het jy weet daarna 'n bietjie verlaat, maar teruggekom om my doktoraal by die PUK te doen wat eens dis so 'n wonderlike instansie. Ek was geseënd om onder professor Elmarie Slabber te werk en wat 'n voorreg. So dit is 'n fantastiese organisasie. Ek moet vir jou sê, soos ou nou maar deur die wêreld gaan, sien jy hoe doen hulle die grade plegtighede vir doktorale vir studente wat hulle doktoraal verkry, en myne was ongelooflik. Jy weet, jy stap deur die kampus, hulle maak dit so spesiaal. So ek ken natuurlik baie mense in Potch soos oor die jare, en ek dink ou vind maar aanklank met mense of nie. En vir my was dit, jy weet, vir my is dit absoluut 'n seën om betrokke te raak by die besigheidskool. Ek dink hulle kan in my veld vir die sport baie bied. Jy weet, daar is baie kort kursusse wat ek dink meer sportgerig kan wees. Dit is 'n gesprek. Maar dit is tog die DNA, nee. Ek onthou my ou skoolpel, het sy volle atletiek beurs. Jy weet, ek wil sê dis waar jy, as jy 'n goeie atleet was in my tyd, jy het pikke toe gegaan. Kyk, sport in jou tersiêre instansies is het 'n lang verbintenis en hulle deel oor 'n lang tydperk die rolspelers. Dalk minder deesdae as in die verlede, maar dit sou nie 'n vreemde ding gewees het as die jy weet, selfs die nasionale bestuur, wat Dani Kruiven, ek meen hy was by Stellenbosch betrokke, James Stoffberg by Potch betrokke gewees. So dit is maar waar dit vandaan kom. Dit is maar jou voedingsbron vir sport en veral professionele sport en provinsiale sport. So dis nie iets nuut nie. Dit het dalk die laaste tyd 'n bietjie verander, maar dit speel natuurlik nog steeds 'n groot rol. Ek dink die besigheidskant van sport kan baat uit universiteite as jy praat van goeie bestuur, bestuursvaardighede, fasiliteite bestuur, alle insette waar die akademie raakpunt het met sport. En onthou, sport is maar besigheid deesdae, nee, dit is niks anders nie. Sportwetenskap is natuurlik 'n baie maklike verbintenis om raak te stuur, maar ek dink mense onderskat die waarde van 'n tersiêre instansie se insette in die besigheid van sport. Sport is 'n groot besigheid. Val jou top 3 sporte, jy weet, rugby, cricket en sokker, en mens sal dom wees as jy nie kan baie uit nie. Ek dink Noordwes cricket het baie gebaat uit, omdat ons nader aan beweeg het. Prof Annette Kombrink het 'n ongelooflike rol in my loopbaan gespeel, en sy was op ons raad. So dit was wonderlik om haar ook betrokke te kry, maar jy weet, van ingenieurswese wat 'n raakpunt is aan fasiliteite, bestuur tot sportwetenskap, wat jy weet, biokinetika, ek dink dit van die top of ek dink aan biochemie. Ek onthou twee van my vriendinne wat biochemie gaan swat het op die PUK, want dit was daai dosent was die beste in die wêreld op daai stadium, weet ek byvoorbeeld. Ja, ek meen is 'n trotse instansie met baie leierskap, jy weet, Prof Jan het self, jy weet, forensiese ouditkunde, ek dink is ook sterk daar. Kyk, van die universiteit self is goed. Ek dink die besigheidskool is maar 'n verlengsel daarvan, dat ek weet, jy weet, hulle wil amper op hulle eie opereer, maar jy weet, die kort en die lank is die assosiasie is sterk, en hulle kry baie van hulle personeel eintlik maar van die universiteit self, maar Potch, jy weet, is 'n stad, soos hulle self seker wil noem, maar vir my is dit eintlik 'n dorp wat, jy weet, hulle they box above their weight, as ek dit so kan stel. Jy weet, is natuurlik 'n wonderlike plek, maar as jy sien wat daar vandaan kom en hoe goed dit doen, moet ek vir jy eerlik sê dat jy weet, is maar 'n instansie wat jy kan oorweeg. Ek dink ook mense sien, moenie net Potch sien as voorgraads nie. Ek dink dis waar die besigheidskole 'n rol speel. Ek het my
doktoraal deur hulle gedoen, toe ek hier gebaseer was, as jy mooi dink daaroor, ons het natuurlik 'n sterk verhouding met die universiteite wat in Gauteng is, so dit is nie regtig 'n verhoudingsprobleem nie, maar jy weet, ek het die universiteit gekies, omdat jy weet, my studieleier is 'n leier in die veld, en jy weet, dit is 'n goeie instansie, selfs in die besigheidskool. Ek dink baie mense dink dit moet 'n Gauteng opsie is, en dis nie noodwendig die geval nie. Ek dink universiteit is iets wat 'n mens kan oorweeg. Ek dink cricket self het verskriklik baie uitdagings, maar ek dink ook hulle kom deur dit. Ek dink mense moet dit dalk verstaan. Ek dink cricket is die een sport wat regtig divers is van aard. Ek dink hoewel die ander sporte wil uitreik na alle gemeenskappe, dink ek cricket het op 'n manier seker maar net beter gestreef. En nou die teenkant van dit is, jy het mense van alle bevolkingsgroepe, ver links en ver regs, wat 'n sterk opinie het, en dit hulle toe wenig van die ander groot sporte so opinie sal hê nie, net omdat hulle is nie so na in hulle hart nie. So is basies 'n sterk punt en 'n swak punt vir hulle, maar te visible. Maar 3 jaar lank, dink ek, het hulle, daar was maar bestuursfoute gemaak. Dit was vir my baie moeilike tyd. My laaste paar maande by Cricket Suid-Afrika, ek dink dit is redelik in die publiek, dat ek, jy weet, gesê dat ek het regtig gesukkel om my werk te doen, en dis natuurlik as jy net die verkeerde mense in die verkeerde posisie, of eerder die verkeerde mense in die regte posisies kry, so dis nou maar waar het verkeerd geloop het, maar ek dink tog dat Cricket Suid-Afrika het 'n goeie raad nou. En ek dink ek moet hulle 'n kans ook gee. Ek weet die hele Quinton de Kock sage, dink ek sou hulle graag beter wou gebestuur het, maar hulle het ook uitgekom en gesê die tydsberekening was verkeerd, so mense moet dan maar jou hoed afval. Dis jou hand opsteek en sê sorry, dis 'n baie goeie raad as jy hulle eintlik ontleed as individuele mense. Daar is dit jy weet, ek wil eintlik sê dat hulle is die ouens wat jy maar 'n kans kan gee. Dis amper half hoe ek dit voel. Jy kan hulle 'n kans gee, maar jy weet, sport is maar 'n segment van die gemeenskap, jy weet, so die dinge wat in ons gebeur is, maar die dinge wat daar gebeur, ons het dan ook jou SJN hearings gehad, wat ons almal moes verskyn, maar ek is ook beïndruk met die ombudsman. Ek dink hy het ons almal 'n regverdige kans gegee. Ek dink hy het half gesien dat van die beweringe is nie so waterdig soos wat hulle voorgekom het op die tyd nie, maar weer eens is maar iets wat mense moet deurkom. Ek dink as enige besigheid in Suid-Afrika sê dat hulle gaan verhoor hou, en as jy enigstens diskriminasie beleef vir die afgelope 30 jaar, as jy welkom kom getuig, dink ek sal dit chaos wees. So cricket is ook nie anders nie, maar ek dink tog, soos ek sê, ek dink hulle gaan deur hierdie prosesse kom. Dit is maar 'n bietjie uitdagend van aard. Jacques, ek wil so 2 tree terug en dan wil ek 'n bietjie vashaak hierso. Maar jy het 'n interessante ding wat ek net 'n bietjie wil ontpak. Ons praat van sport universiteit. Ek het onmiddellik gedink aan die voorbeeld van as ek dink Amerikaners met hulle American football. Ek wil daai afrigters is van die hoogs betaalde, weet wat, $1 miljoen plus salarisse en so aan, en die rede vir daar ook om die voetbal so belangrik is dit trek studente, dis 'n werwingsmeganisme. So ek wil by jou hoor, eerste ene, hoe groot rol speel sport en veral die Noordwes Universiteit, omdat hy histories so sterk was in sport, is dit deel van sy bemarking? Ek wil sê aan die een kant, en dan wil ek by jou hoor, wat's best practice in die wêreld? Is daar, wat se universiteite daar buite is, wat soos 'n pik is, of waar, weet, ek wil sê, waar die ouens kan leer en Ja, hulle doen dit ongelukkig. Hulle reik uit. Ek weet John Verster wat 'n prominente rol in die hoë prestasie sport by die universiteit speel, is iemand wat definitief goeie ondervinding van Amerika het. Hy het self daar studeer en hy kyk definitief na beste praktyk. Ek weet ook hulle het jy weet Engeland besoek en die hoë prestasie sentrum in Port is wêreldklas. Dis die een ding wat ek jou nou moet sê, dis ongelooflik. Die nuwe een, die ou een was al wêreldklas, maar nou 'n nuwe een gebou so. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die Noordwes Universiteit se Hoë Prestasie Instituut word internasionaal gereken as een van die topfasiliteite vir atlete om voor te berei vir komende seisoene, kompetisies of toernooie.
Die instituut het oor die afgelope dekade 'n verskeidenheid van sportmanne van reg oor die wêreld gehuisves, insluitend in die Spaanse sokkerspan, die Pools atletiek en nasionale, sowel as graafskap cricketspanne van Australië, Engeland en Wales. Die instituut beskik oor 5-ster akkommodasie, 'n sportwetenskap laboratorium, 'n virtuele swembad vir rehabilitasie, 'n hoë prestasie gimnasium, lesingslokale en raadskamers, 'n binneshuis atletiekbaan en 'n verskeidenheid van sportvelde, insluitende internasionale cricketgrond. Dit gaan maar oor die basis dat sport is 'n vertoonvenster, nie eens vir universiteit, nie 10-1 vir 'n skool ook nou al, jy weet, dit is 'n vertoonvenster, en basies rapporteer jy nou nie elke dag dat almal het die klas bygewoon en die dosent het 'n ongelooflike klas gegee nie, want dit is nie nuuswaardig nie, maar as jy 'n trofee wen, of jy lewer 'n Olimpiese atleet op, dit is nuuswaardig, dit is wat die breë publiek wil sien, so die assosiasie reflekteer in baie gevalle hoe 'n mens die instansie ook dan sien, of die the level of excellence, if you like. So dit is natuurlik Maar die proof in the pudding. So jou goue medalje het, is dit doen die praatwerk. So die ding in sport is baie gereeld word daar 'n wenner aangewys. In baie gevalle, jy weet, elke wedstryd wen nou iemand, en dan wen iemand 'n trofee, of iemand wen 'n wedloop, iemand wen 'n medalje. So daar's 'n uitkoms. Daar's nie onsekerheid nie, dis nie 'n debat nie. Jy weet, jy het die wedstryd gewen of nie. So, en dan praat dit nou natuurlik vir die siege van die mens. Jy weet, jy kan 'n wêreldbeker wen deur net die wêreldbeker span te ondersteun wat die ding wen. Jy kan ongelooflike vreugde, amper dieselfde as 'n speler, as jy mooi daaroor dink. As jy jou span wen, jy kan nou dink hoeveel Suid-Afrikaners het gelukkig was net so gelukkig soos 10 teen die Springbokke toe die wêreldbeker gewen. Maar dit kan daai konsep, nee, so miljoene mense kan 'n instansie ondersteun. En die universiteit is natuurlik ook gemaak vir dit. Jy weet, hulle het ook maar alumni, hulle het ook mense wat streef na dit, en dis maar jou vertoonkas. So sport speel 'n groot rol vir dit. Ek dink ook jou begaafde leerlinge wat getrek word, baie van die kinders is in elk geval sterk ook. Alhoewel ek moet sê dat jy weet, sport is in 'n baie professionele fase, so dit is nie meer soos die goeie ou dae wat jy nog 'n graad ook kan kry nie. En tog die pik, jy weet, John Verster het my vertel, hy het vir Caster Semenya gesê sy moet 'n graad ook kry. Jy weet, so ek dink as ons steeds 'n onderrig potensiaal. Die ander probleem hier natuurlik het met professionele sport, is jy loopbaan nou op tussen 30 en 35. En wat doen jy dan? Jy weet, so ek dink daar is definitief 'n geleentheid vir dit. Ook nie, maar sport is magtig. Ek dink die Amerikaners het dan ook skaal, so die universiteite is groot. Soos als in Amerika is die kompetisie ook groot, so dit verhoog natuurlik jou strewe na beste praktyk in elk geval, om het te doen, maar die seminare wat ek al bygewoon het, jy weet, college football, 77,000 mense sal dit kom kyk, so jy kan nou net dink as jy die replikas verkoop kry, as jy jou replikas verkoop is so 50,000 is, jy weet, so dit is 'n ander skaal, die universiteite is regtig groot, maar jong, die strewe om die beste te wees, het goed en sleg genom, 'n mens raak naderhand fanaties, jy begin al hoe vroeër, jy die poging om die beste te werf raak nog groter, kompetisie raak nog groter, so die vermoë om te wen, omdat jy die beste afrigters het, speel 'n rol, so dit skuif amper die koevert elke keer hoër en hoër. Ek dink partykeer is daar 'n afsnypunt. Ek is partykeer bekommerd as dit selfs op skole vlak al begin, wat ou sien in sport, maar die Amerikaners dis 'n land wat werk, is 'n jy weet, hulle het eintlik maar hulle eie sport, omdat jy weet, die basketbal en hulle NFL, jy weet, is baseball en is maar goeders wat groot is in Amerika, nie noodwendig elders nie, waar ons meer in jou jy weet, Commonwealth lande deelneem aan ander goeders, maar jy weet, net ook 'n goeie teken dat hulle, jy weet, dit hoef nie eens 'n wêreldsport te wees om dit groot in Amerika te maak nie, maar dit is, hy universiteitsvlak is op, vir my is dit definitief groter as professionele sport in ons arena, jy weet, so jou National Football League sal groter wees as die Karika by verre, dit is verskriklik groot, en dan ook college natuurlik, voetbal en ander sporte wat dit vandaan kom, maar mense moet maar kyk, jy moet maar
kyk waar is beste praktyk en kyk wat kan jy leer uit. Die skaal is net anders. So is baie interessant wat jy daar sê. So die hele punt is sport is baie sigbaar, die wenners is baie sigbaar en soos jy sê die akademici, ouens jy is nie op die nuus as jy jou doktersgraad gekry het of jou graad gevang het. Dis nie Saterdagmiddag ek was so bly, ek het gehoop ek sou nie so bly was, maar ek praat ook oor passie, jy weet, mense vra altyd hoekom vir al die finansiële dienste, sportspanne, maar as jy mooi dink daaroor, dit is eintlik baie moeilik om oor 'n finansiële instansie opgewonde te raak. So as ek vir jou sê, jy kan jou finansiële instansie se kenteken op 'n hemp sit en vir mense vra om elke Saterdag en Sondag en Vrydag te dra, sal 10 teen nie doen nie, maar sit nou net 'n sportpan daar langs aan. So sport het daai, dis nog steeds unscripted entertainment. Dit spreek absoluut tot die rou emosies van 'n mens, van baie bly of baie hartseer, baie bang, baie opgewonde, jy weet, dit praat van nou nog amper daai ooremosies van jou, so 'n wonderlike voertuig om, soos ek jou sê, ek en jy kan byna dieselfde vreugde as enige sport man beleef deur net, jy weet dit met al daai. Wel, as ek dink aan die All Blacks, is my altyd 'n goeie voorbeeld van 'n land wat letterlik of in rou is of in party mode is. Ja, 'n paar goeie voorbeelde ook van die All Blacks as 'n land met, jy weet, baie min inwoners, is die ander ding wat sport is. So sport het ongeveer verhaal ook. So sport, so elke nou en dan wen iemand wat nie moes wen nie. Jy weet, en dit in itself, jy weet, trek mense aan. Jy weet, dat iemand kan wen, jy weet, amper die underdog, wat het kan doen. En dan ook mense wat heeltemal onbekend was en as gevolg van sport dan, jy weet, eintlik baie bekend en baie suksesvol was, sonder dat hy noodwendig slim op skool was. So, dis die ander ding. Soveel elemente wat hulle wat mense intrek is, ja, soos ek sê, is iets wat jy gaan ondersteun, want jy weet, daar gaan 'n uitkoms wees. En is moeilik om na 'n klas te kyk op live TV en lewendige TV en opgewonde te raak oor die klas wat aangebied word. So, sport is maar ons wese, ek dink dit was maar nog altyd, jy weet, as jy dink aan ons is maar net moderne gladiators. Sport word ook nou anders verpak. Ek persoonlik dink hulle kannibaliseer dit 'n bietjie, want jou meeste geld is maar deur 'n lens. Ek dink ek het in ons laaste opname vir jou verduidelik, net in cricket, die Indiese geld wat inkom vir jou TV-regte, en jy kry net TV-regte as dit tuis gespeel word, dis hoe jy het beheer. So almal veg om tuis te speel. Ag, dit is maar, jy weet, vir maar gentleman's arrangement. Hulle is happy om hier te kom speel as jy gelukkig is om daar te kom speel, so dis maar hoe dit werk, jy weet, so op 'n 4 jaar siklus speel hulle mekaar so een keer, so dis maar gewoonlik hoe dit werk, maar ek meen die Indiese geld is ongelooflik groot, maar jy weet, so wat praat ons hierso? Nee, miljoene dollars, jy weet, jy praat van meer as $100 miljoen net vir jou Asiese regte, jou Engelse regte gaan ook goed wees. Suid-Afrika, hoe is cricket in Engeland nog? Nee, is hy nog sterk? Veral ek by jou county is nog altyd sterk, is goed sterk fondasie. Hulle deelname onder die jeug is bietjie af, maar die ondersteunings is goed. Ek meen dat nou weer jy weet 'n nuwe reeks, die 100 gereeks, wat ek dink goed was. Hulle het 'n baie goeie uitvoerende hoof, Tom Harrison, maar ook hulle bring 'n bietjie opwinding. Ja, ek dink dit is die toetsreekse is die T20 konsep, al daai cricket stadiums het die beerte af, jy weet, dan is dit nou weer 'n nuwe, dis soos hy nou maar geword het. Hy pas maar aan, eintlik baie beter as baie sporte. Ek meen, ons het 'n formaat wat 5 dae vat, een wat 8 ure vat en een wat 3 ure vat. So dan is er nog, ek weet, jy kan dit selfs nog as 'n T10 en daar's 'n sixes wat eintlik al 'n hele ruk lank is. So dit is 'n formaat wat jy baie meer kan doen, waar ek het al baie meer rugby ons gesit en gesê, yes, hoe kan ons dit net 'n bietjie aanpas? So hulle het nou die 7's ontwikkel, wat ek dink 'n goeie ding is, maar ja, mense moet maar aanpas by die tyd, jy weet, sport nie gaan nie, sal dit, jy weet, ongelukkig sal dit dan net nie meer bestaansreg het nie. Wat is dit so, kom ons praat 'n bietjie die stand van cricket. Ek bedoel, hier sit ons nou net vars met die Quinton de Kock ding en ek wil amper vir jou sê, gee ons 'n bietjie agter die skerms, jy weet, jy nou teruggetrek is, wat het gebeur, jy sê jy dink die nuwe manne het
net 'n bietjie tyd nodig, hulle solid, jy weet, so gee ons net 'n bietjie agter die skerms opinie en wat daar gebeur het, en dan natuurlik ook, ek wil amper vir jou die trick question vra, jy weet, sport en politiek, alhoewel het voel vir my goed wat in die wêreld gebeur is ou nuus in Suid-Afrika. Ons gaan deur by alweer wie goed is werklik vir my ou nuus, maar ja, ek sal graag wil hoor wat dink jy oor. Kyk, die ideaal is as jy sport en politiek heeltemal kan skei, maar dit is iets wat vir baie lank baie moeilik was. Dit is nie nuut in Suid-Afrika nie, as jy kan dink net die vorige regering, jy weet jy amper verbied as jy nie blank is, kon jy nie vir die land deelgeneem het nie. So dit, jy weet, politiek was nog altyd in sport, en ook ander lande het ons nie toegelaat om in die Olympiese spele deel te neem as gevolg van ons plaaslike beleid nie. So, jy weet, ek dink, as jy vir elke bedryf vra, sal politiek wil uithou. Maar sodra jy 'n minister kry wat 'n portefeulje het, dan gaan hy in elk geval betrokke raak. So, ek dink as jy van die kunste praat, wil hulle ook nie hê, die politiek moet hulle beïnvloed nie. As jy van die mediese wetenskap of toerisme praat, sal hulle ook nie wil hê, politiek moet hulle enigstens 'n rol in hulle praat. En as jy praat net van die basiese arbeidsmag, jy weet, ek en jy wil ook nie politiek met ons beïnvloed nie, maar tog is hulle soveel reëls wat hulle maak en litigeer en elke litigasie wat in elk geval ons beïnvloed. So dit is die probleem waarmee sport ook sit. Is daar is 'n minister van sport. Dit was nog altyd selfs in ons hartseer geskiedenis nog baie prominent gewees. Is dit abnormaal, wil ek amper sê? Nee, ek dink as baie keer wetgewing wat jy doen, kyk jou in Amerika het jy weet 'n commissioner, jy het 'n basiese baseball commissioner. Ek weet natuurlik, nee, maar hy sit nou nie in Washington DC nie, maar hy gaan vir jou skors of beboet. Iewers is daar tog maar raakpunte, want jy weet, sport strek op skole vlak, so daar is maar 'n departement van onderwys wat ook maar gereguleer word. So ek weet net nie hoe hou mense dit uit nie. Jy weet, ek stem saam, het sal ideaal wees, want ek dink die probleem met politici is, hulle werk vinnig uit, waar is die meeste kiesers, en wat wil hulle die graagste hoor, en dis dan hulle invloed op die sport daarvan, jy weet, so, maar, weet, hoe sê jy ook nou vir die minister van sport, hy mag nie inmeng nie, hy is dan nou die minister van sport, jy weet, en daar is ook regte in die wetgewing, ek meen, daar is 'n sportwet, wat dit dan nou moeilik wees, maar as ek jou sê, ek dink as jy onderwyser is, wil jy ook nie met politiek en onderwys wees nie, jy weet, jy wil ook nie 'n minister van onderwys hê nie, maar ek dink deel van die probleem is, wanneer mense wat in politiek staan, hulle self nie so kredietwaardig is nie, hulle optrede, lyk of het net suiwer gemik is op die werwing van stemme, of daar om 'n boodskap te stel om die meeste kiesers jy weet te paai. Ek meen dit help nie. Ek kan dink dat dit eintlik van groot waarde kan wees as jy iets soos 'n wêreldbeker die sokker aan weet. Daar is daar geen manier wat jy kan sê die regering kan nie 'n rol speel. Jy wil helemaal 'n rol speel. Absoluut. So nou moet hy ook bietjie versigtig wees. So wanneer is hulle nou, jy weet, baie van jou sport fasiliteite is eintlik in die hande van jou plaaslike regering, jy weet, so jy sien, dis die ander moeilike argument, so jy weet, jy moet al die sportfasiliteite in stand hou, jy mag nou net nie opinie hê oor dit nie. So dis die ander ding wat 'n bietjie moeilik is, jy weet, wat doen jy dit nou as 'n groot, ek meen as jy kyk na die Kaapstad se stadion, ek meen dis maar letterlik in die hande van die plaaslike bestuur, so 'n ongelooflike stadion, ek meen hulle het hom nou jy weet, grond gegee, het hom gebou, hulle bestuur hom eintlik fantasties. So maar wat sê jy nou vir die plaaslike regering, ons wil julle nou net nie betrokke hê nie. Ja. So ou moet maar 'n bietjie jy weet, ou wil 'n bietjie selektief. Ek dink die probleem kom meer in dat die mense wat betrokke is, word nie regtig gesien as kredietwaardig en om die sport te help nie. Dit is dis om met soos sê, dis ulterior motive, dis hoekom uit die blokke uit, wil jy nie regtig met hierdie ou. Ek meen as jy sit in die Olympiese spele vat, ek meen die regering het in elke land, as dit op so 'n vlak kom speel, 'n reëser. Jy weet, hulle speel ek meen, hulle gee die infrastruktuur, hulle gee geld. Ek meen, hulle gee hulle veiligheidsdienste wat beskikbaar gestel word. So daar is nie 'n manier dat jy actually kan sê, ons is so onafhanklik van julle, en ek kan nie vir jou sê hoeveel van my
cricketvelde in Pretoria en Centurion is in die hande van Swane nie, so wat doen nou ook nou, jy weet, maar soos ek sê, ek wens daar is 'n manier hoe mense dit kan reguleer en nog steeds die ondersteuning jy weet, behou. Maar in wese, hoe die sportwet werk, is die minister erken 'n liggaam wat alle sport verteenwoordig, en dis SASCOC in ons die wêreld, en dan SASCOC erken nou jou nasionale federasies wat cricket Suid-Afrika sal wees, of rugby. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. SASCOC is Suid-Afrika se nasionale multikode sportliggaam, verantwoordelik vir die voorbereiding, voorlegging en deelname van spanne aan multikode byeenkomste, soos die Olimpiese, Paralimpiese, Statebonds, Wêreld en Afrika spele. SASCOC voer voorts beheer oor die onderskeie nasionale federasies wat aan hulle geaffilieer is, sowel as die onderskeie provinsiale sportrade. Die liggaam is ook verantwoordelik vir die toekenning van nasionale Protea-klere aan atlete en beamptes wat aan die kriteria voldoen om Suid-Afrika aan verskillende sportkodes te verteenwoordig, terwyl hulle ook die aansoeke vir die bod om internasionale byeenkomste plaaslik aan te bied onderskryf. Ek wil sê, is dit amper soos die ekwivalent van United Nations wat die land erken? Ja, so dit is wel dieselfde, jy weet, en dan hulle moet hulle goedkeuring gee, soos cricket nou op 'n beleef het, kan hy actually sy goedkeuring onttrek ook. En jy weet, dit is so ingeweef, dat ek kan nie verstaan, jy weet, as mense sê, ons moet die politiek uithou nie, jy weet, dan ons kan tog seker nie ons eie stadions oral bou nie. En soos ek sê, ek wens ons kon, maar dit is, jy het maar die landse ondersteuning nodig, en ek kan nie dink aan 'n bedryf wat regtig daarop kan aanspraak maak dat hulle nie geraak word deur die politiek van die land nie. Ek meen daar's arbeidswette, daar's groot regulasies, jy weet, soos ek sê, my seun is onderwyser, hy sou ook wil hê die onderwys met die politiek in geweef, ja. Is dit weer eens wat die Amerikaners anders maak, in die sin dat, jy nou sê ook, jy weet, ons kan nie ons eie stadions bou nie, jy dink nou, die meeste vrouens besit die, jy weet, 'n biljonair of wat ook al besit die stadion, die span, is dit omdat daar meer privaat geld betrokke is, daar die ouens? Ja, een rede, maar as ook maar stede wat dit besit, kyk ek sien, soos weer jou plaaslike regering wat. Ek dink ook as maar interskakeling tussen die stede wat, jy weet, amper om van hierdie spanne. Ja, maar dis nou weer werkskepping, dis voete. Ja, goeie goed in het. Ek meen, daar moet toch plaaslike politiek betrokke raak, jy weet, jy kan, dink as daar 'n groot marathon of 'n wedstryd is, van die beheer van die verkeer, bekendstelling van die hospitale, jy weet, beskikbaar stel van die hospitale, jy weet, die infrastruktuur op, in Sydney, by die Olimpiese spele, kon jy verniet van die verkeer, die stadse verkeer gebruik gemaak, so dit is nie so maklik. Hoe groter het gaan, hoe moeiliker is dit om net te sê, luister hierdie is van visas, as dit 'n groot toernooi is, of 'n wêreldtoernooi is, jy gaan baie moeilik sukkel om jou regering en dan, jy weet, streep jou politiek daar uit te hou. Die ander vraag wat mense seker ook kan vra is, as ek stem vir 'n sekere party, wat dan bewind kom, wat wil ek hê, moet hy, jy weet, namens my bestuur en beheer, en die antwoord sal seker wees als wat in publieke belang is, so dan kom die vraag, is sport in publieke belang? En ook weer 'n moeilike vraag om te antwoord dan, jy weet, so die toekenning van sekere klere, ek dink die Suid-Afrikaanse opset is kompleks, so daar is sekere quota voorskrifte in sport wat baie mense, jy weet, sukkel om te aanvaar, jy weet, meriete, die seleksie vir meriete is altyd 'n sterk argument jy daaroor dink, want in wese moet die beste ouens speel, en dan jou politici kom en sê, nee, ons dink, jy weet, ons moet die verlede aanspreek, ons moet geleenthede skep, en ek dink vir baie mense, is dit 'n probleem, wat ek absolute insig en waardering voor het, jy weet, baie mense kan verstaan, kies ons nie die beste mense nie, so politici kom en sê, nee, ons dink, jy weet, daar moet sekere voorskrifte wees. Alle argumente is natuurlik, jy weet, dit skep meer geleenthede vir ander mense, en mense wat dit nie gehad het in die verlede nie. Maar
het ook gesien die goed wat dit bring. Ek het ook toch gesien dat dit geleenthede skep vir mense, maar ek meen dit is swaar om te sluk vir al as jy voel dat jy vir jou kinders uitverloor op het. So dit is miskien waar die politieke, jy weet, konnotasie. So jy praat nou, jy het my net aan 'n ding laat dink, en ek dink nou juis om met ons nou net deur hierdie plaaslike verkiesings gegaan het. Is daar 'n politieke party wat die sportkaart speel? So dis my vraag, en dan is daar, ek amper sê vraag, maar dit voel vir my, niemand van die, weet, en as ek sê die sportkaart, om te sê, hey, stem vir ons, en ons maak seker die cricket en rugby spanne is almal pikswart teen, weet, 2024, wat ook, dit is nou 'n extreme voorbeeld. So dit voel my, niemand speel daai kaart nie, maar somehow voel hulle, dis goed vir besigheid om die Springbokspan, ek wil sê amper as jy gaan kyk na, wat speel die gemiddelde swart, en ek wil nie vir jy weet, veralgemeen nie, maar kom sê, sokker is, gaan as jy klein swart like die vrou, gaan die cricket en rugby gaan die eerste op sy, en vice versa. So dit is vir my ironies. So die vraag is daar 'n politieke party wat die kaart speel, en as hulle nie is, hoekom meng hulle so in met die sport dan, as dit nie goed is vir stemme nie? Ja, ek dink eerstens, moet 'n mens vra, waar sal sport op 'n rangorde van belangrikheid vir kiesers wees, en ek dink is laag. So as jy vir my vra, wat is vir my belangrik, veiligheidsbelangrik, elektrisiteitsbelangrik, opvoeding is belangrik, jy weet, so, en dan net, jy weet, of ek 'n werk het of nie, so die eerste ding is om sport, jy weet, hoor op die ranglys te sit, maak omtrent net nie sin nie. Jy weet, dit maak, en dit lyk so, as jy al die maracas, lyk dit asof hierdie sport is maar nie publieke, omdat dit so sigbaar is. In die publieke arena, so, en onthou verkiesing, wat jy infokus op al hierdie belangrikhede vir jou gemiddelde, jy weet, inwoner of landsburger, jy weet, jy gaan toch maar, ek dink baie goed is my belangrik, jy weet, wanneer die spaar oopmaak, en wanneer die spaar toemaak, is dalk vir my belangrik, maar het gaan nooit op die ranglys wees, so ek dink hulle fokus maar op het in die gedeelde verkiesings. Ek het nog nooit mense regtig gesien dat hulle in fokus op sport, of daar's 'n party wat sê ons doen beter, waar daar wel 'n geval is, wat ons gesien het, is daar is partye wat dit meer ondersteun as ander. En onthou, is snaaks genoeg, want ek kan vir eintlik wonderlike voorbeelde noem. So in Potch is die aanloopbaan is verleng om die Spanjaarde betrokke te kry by die Wêreldbeker. Hulle het Potch as 'n basis gebruik. Dit het 24 miljoen rand gekos. Die plaaslike regering het dit betaal. So, weet 'n wonderlike voorreg om voorbeeld om te sien eintlik maar hoe die infrastruktuur gebeur het. Maar nou, jy weet, die plaaslike regering gaan maar nog altyd 'n rol speel in dit, omdat dit in die fasiliteite is. So weer eens, ek dink nie ons is so prioriteit nie. Ek dink daar is voorbeelde van politieke partye wat goed doen in sekere stede, wat hulle dit goed ondersteun. Hou hoop maar altyd vir dit. Juist omdat hy verstaan propaganda goed. Ag, ek dink hulle verstaan partykeer die balans beter. So onthou, sport, ek dink ek het 'n rol om te speel. Daar's baie waarde in sport, maar dit is baie moeilik om 'n Olimpiese swembad te regverdig in 'n area wat nie eers riool of lopende water het, of jy weet, daar's nie eens behuising nie, so daar is maar jy weet, 'n groot uitdaging tot dit. Ek dink ons het onsself redelik bewys, ons het nou die rugby, cricket en sokker wêreldbekers aangebied, baie suksesvol aangebied, so en daar speel jou regeringslei, jy weet, 'n groot rol, jy weet, jy het nou nie 'n keuse as om hulle nader te trek nie. Maar ek dink jy gaan altyd mense kry wat sport vir eie gewin wil gebruik om by kiesers uit te kom. Ek dink dit is maar die geval, jy weet, die het sy dalk meer deur die speler, nee, wat soos ek nou dink, hierdie gekneery en sulke tipe van goed, of dis tog maar absoluut. Kyk, die ding van gekneery is dat mense, ek dink op nog 'n sterk rassebasis, want as jy kyk na die sê die linkse of die swart perspektief, kan nie verstaan hoekom hulle ou nie kniel nie. Die ander probleem wat jy bietjie het met die nie kniel is laat baie ander spanne ook kniel. So kan mens nou regtig sê dit is sleg vir bemarking. So die probleem is die hele Nieu-Seeland span wat eintlik nogal religieus is. Hulle spelers en mense wat jy weet, jy praat nou van good corporate
citizen, good people, jy weet, hulle wil goeie paas, goeie verloofdes, goeie boyfriends wees. So hulle kniel nou almal vir Antie, en dieselfde met die Engelse, en dieselfde met die Aussies. So, dit is net die een probleem wat jy half het, om te sê, wel, jy weet, gaan hulle nou allemaal hel toe gaan, of verstaan hulle dan die boodskap heel te verkeerd, verstaan hulle die gevaar uit, en so, dis die een probleem wat jy bykie het. Ek het 'n bietjie 'n probleem as jy iemand dwing om 'n gebaar te doen, want dit, vir my maak dit net eenvoudig nie sin nie. Jy weet, as die ou dit nie wil doen nie, dan moet jy my... Dan kan ek vir jou begin voorskryf in wat groter gode moet jy aan glo. Absoluut, so vir my is die probleem eerder as ek nou nie, as ek 'n probleem daarmee het, hoe kan jy my nou dwing om dit te doen? Om iemand te dwing om zoiets, die gebaar te doen, maak vir my eintlik nie sin nie, so... Ek dink is die weer eens die vryheid, as jy wil kniel, doen het, as jy nie keer nie, maar ons gaan jou ook nie forceer om dit te doen. Absoluut, so ek dink dis die een ding wat hulle verkeerd gekry, behalwe nog die tydsverrekening ook, dink ek is die een ding wat hulle verkeerd gekry, ek weet nie of enige iemand moet behoort te dwing nie, of mense nou ander goeders aan het koppel, ek kan vir jou sê, ek ken spelers wat kniel, wat groot Christene, goeie harte het, kerk gaan, jy weet, so hulle, jy weet, vir hulle beteken dit iets anders. Jy weet, dit is nou net eenvoudig so ek dink 'n mens moet maar versigtig wees om te veel te oordeel. Ek weet, hulle is nou half, jy weet, onder instruksies, so vir my, jy weet, ek kan verstaan dat hulle 'n bietjie eenheid wil daarstel, jy weet, is nou seker baie makliker om, jy weet, as jy hele Nieu-Seeland of hele Australiese span, kyk, het was ook 'n pragtige gemors, want jy weet, nou wil Koning nie kniel nie, en dan wil hy weer kniel, so dit maak ook nie vir my sin nie, jy weet, so, en dit, jy weet, die dwing vir my is dit spelers by mekaar kom, en as hy iemand ongemaklik af, dan behoort hulle nie gedwing te word, te kniel nie, so, maar dis maar my persoonlike opinie, jy weet, dit het definitief mense verdeel, dit het mense kwaad gemaak, wat jammer is, ek dink die sport behoort ooit ondersteuners kwaad te maak nie, en dis die ander probleem wat ek hierdie gebare het, is soveel soos wat dit baie ondersteuning het, en dit moet nie 'n fout maak nie, jou breë sportgemeenskap ondersteun dit, dis ook maar so baie mense kniel, dit is so, jy weet, ek dink Suid-Afrika is seker die land wat die definitief miskien die grootste teenkanting teen het, maar mense met absoluut respek vir dit ook hê, waar mense vandaan kom, ek dink tog ons is 'n sterk religieuse land waarvan kniel vir ons sterk goeders verteenwoordig, en jy moet nie iemand 'n kwaalik neem as hy teenkanting teen het nie, maar aan die ander kant, as iemand wil kniel, moet jy dit ook respekteer, jy moet dit ook al sien, dit beteken ook vir hom iets anders, maar soos ek weer eens sê, om mense te dwing maak, in elk geval nie vir my sin, dit is nie 'n ding nie, en dan natuurlik het dit mense, jy weet, dit is 'n gebaar wat baie mense ontstel het, jy weet, dit is net eenvoudig so, dit het ook vir my half gewys hoe die land verdeel is, as jy op die digitale platforms gekyk het, en daar is nie eens 'n middelweg nie, ja, dit is amper asof almal ver regs op almal ver links skiet en vice versa. Wel, is nou seker anti-vaxxer versus vaxxer. Ek kon nog weer vir my eintlik nog groter as die anti-vaxxer was, maar miskien is dit maar net na my hart, dit is maar iets wat ou moet leer op, maar soos ek sê, om ek ken van daai spelers persoonlik wat kniel, man, wat eers... Jy vraag is net vraagteken hierso. Ja, nee, so, jy weet, ek dink dit met maar bang, ek is net bang, hulle word beoordeel of veroordeel, jy weet, en hulle is eintlik goeie mense, hulle is definitief baie van hulle is baie religieus, ja. Ek neem aan, jy weet, die teenargument, daar is baie mense wat nie kniel nie, wat nie seker goeie Christene is nie, verstaan jy? So, dit kan ook nou nie wees, as jy kan nou hierdie aanspraak maak, ek is 'n goeie mens, want ek kniel nie. Net soos die teensy, seker waar, as iemand dit vir homself en sy gemoed uitgemaak het, en hy kan vrede daarmee hê, dat hy kan kniel as 'n sekere gebaar, en sê dit is groot in die sportwêreld. Is vreemd hoe dit eintlik vir my so traksie gekry het, en ek wonder partykeer in Suid-Afrika self, of die beweging eintlik beter af is nou, ek dink dit het eintlik 'n haat vir die beweging ontketting. So juist die mense wat hulle seker maar gehoop het om 'n bietjie meer te verstaan van die diskriminasieveld, tog dink ek
Dink ek is Ja, bewuswording is een ding, Ek dink hulle om is nou nog meer inbraak op jou, gekant, om nou inbraak te maak op jou regte is 'n ander ding. En dan ook, as jy kyk wat het hulle probeer doen, so dit is seker maar 'n bewusmaking, so die ou, wat nou nog, hy het eintlik nou so weerstand teen die ouens wat kniel, dat ek kan nie dink dat die beweging eintlik beter af is nie, verstaan jy wat ek sê, dis die ander ding wat jy ook moet afvra, wat het hulle probeer bereik daarmee, so as dit 'n bewuswording is, jy weet, bewuswording aan wie? Dit moet tog 'n bewuswording wees aan mense wat most likely minder sensitief is oor diskriminasie. Nou die mense dink ek is nou nog meer kwaad vir jou. So dis die ander ding wat 'n ou moet dink, wat was die waarde van dit? Kyk, wêreldwyd is dit seker so, ek meen al baie sporte reg oor die wêreld het dit aangeneem. Ek stem saam met die Olimpiese beweging wat net eenvoudig gesê het, hier is nie 'n platform om sulke goed te doen nie. Die ander ding wat 'n ou moet, jy weet, veral vir ander gelowe, jy weet, as 'n geloof anderste as die moslim geloof begin 'n sekere gebare doen, hoe gemaklik sal mense daarmee voel. So dis die ander vrees. So is hier so as 'n geleentheid, dis 'n jy kan deur wat hier oopgemaak word. Ja, ek vra eintlik dat mense moet ook maar 'n bietjie verstaan hoekom dit gebeur het en jy weet, as jy nou so kwaad is, net in jou hart kry om dit maar te vergewe en aanbeweeg, nie dat ek hierso voor jy nou sit en sê dat ek dink dit was 'n goeie ding nie. Ek dink as eerder, jy weet, sport behoort weg te beweeg van enige ding wat hulle ondersteuners op so 'n basis verdeel. Dis eintlik wat ek vir jou probeer sê. Dit is nie net vir die knieler nie, maar vir enigiets wat ondersteuners so ekstreem polariseer. Ja, dan dit dink ek moet ou maar 'n bietjie versigtig wees. Jy weet, daar is baie teenkante. Ek dink KSA voel dat hulle soos die res van die wêreld ook maar diskriminasie wil uitlig en 'n bewuswording wil doen. Dis ook my aanhouers kniel. So ek weet as jy ou in Nieu-Seeland vra en sê hy kniel, maar hy dink diskriminasie is verkeerd. Nou dis iets waaroor ek en jy in jou gemiddelde Suid-Afrikaner sal saamstem. Jy weet, as hulle vir my vra, as jy teen diskriminasie, ek absoluut, vorme van diskriminasie, so ek dink nie dis die debat noodwendig nie, ek dink die dwing was 'n geval, ek dink in baie mense uit 'n religieuse oogpunt is dit 'n probleem, jy weet, hulle dit vertoon, so en ek dink dis wat ek hoor jy sê, so, hierdie is nie 'n eendimensionele antwoord, of jy kan nie daar's nie een gevolgtrekking, daar's redes hoekom jy ons dinge doen, so jy sê, party word gedwing, ander doen dit uit, is 'n religieuse angle, dit gaan nie net oor, ek wil sê, BLM op die einde van die dag. Kyk, jy weet, ek dink as ek 'n swart speler is, sal diskriminasie dalk vir my nog nader aan die hand wees, maar van hulle, jy weet, van daai spelers is verskriklik religieus, hulle doen wonderlike werk in gemeenskappe, en die uitdra van veral die Christen geloof, jy weet, so ek dink dit is maar 'n persoonlike ding wat 'n ou moet uitwerk. Ek dink jy ou moet te vinnig oordeel ook in eintlik jou frustrasie nou wys deur die sport aan te val nie, maar dat dit ek dink as 'n mens dit sal terugdraai, is dit interessant as mense Suid-Afrikaanse spanne vra, is dit dalk nie net beter gewees om geen gebaar te wys nie. Weet, dit is die ander of 'n ander gebaar, as die kniel. Ek dink die kniel self het die probleem gekom. As ek jou sê, as jy jou gemiddelde Suid-Afrikaner vra, as jy teen diskriminasie, dan gaan hy sê ek is teen diskriminasie. Hy vir hom vra, as jy teen het laat sportsterre ook sê hulle is teen diskriminasie, en sê hulle glad nie. As jy vir hulle sê, okay, hulle gaan nou kniel, dan lyk my aan spat die vonke, en soos ek sê, jy weet, laat jy daar die Wes-Transvaal, wat ook maar in die kerk groot geword het, ek kan dit verstaan al, jy weet, hoe mense dit, maar dis definitief Suid-Afrikaners wat 'n baie sterk konnotasie aan die kniel, dis nie 'n wêreldwyde die wêreldwyd wat mense, om die waarheid te sê, ek het met ouens hoog op in Nieu-Seelandse cricket gepraat, hulle is eintlik half, jy weet, kan nie verstaan hoekom ons sê, hulle ouens gaan nou hel toe nie, jy weet, so hulle sê, maar hoe kan julle dit net eenvoudig nou besluit, dat as jy kniel, is jy nie 'n Christen nie, jy weet, hoe kom, jy weet, ons het ook toch, jy weet, kerkleiers, en dis nie so nie, jy weet, so dis interessant, maar as ook ons geskiedenis, ek dink, jy weet, 'n verwysing na die swart mag teken, die verwysing, jy weet, dit is maar 'n gebore as 'n swart aktivistiese organisasie, ek meen dit,
dit gaan mense in Suid-Afrika ja, kyk, ons het nie tekort aan politiese gatvulheid nie. So, en ek dink hier is nou maar net, actually, juist hoekom ons seker die ding ontplof, want mense is gatvol op 'n goeie dag vir politiese nonsens, en dan... Kyk, jy het ook 'n gemeenskap wat vir my half onwelkom voel in hulle eie land. Jy weet, so daar, ons het ook 'n sterk deel geword van die kansellasiekultuur. Dit is nie Spur of Sasol of Woolies is nie, dan is nou die cricket en die rugby so. Ek dink nou Nando's en Gareth Cliff ook onlangs. Ek dink ook, ek dink dit reflekteer ons frustrasie eerder as baie ander dinge. Ek dink baie, jy weet, mense vra my, weet jou gemeenskap wat jy verteenwoordig vandaan kom. Ek sê vir jou, is nie slegte mense nie, is nie rassistiese mense nie, dis nie mense wat sleg wens vir ander gemeenskappe of rassegroepe nie, maar ek dink is ook 'n gemeenskap wat dan ook wel 'n plek in Suid-Afrika het, en ek dink dis wat baie van hierdie goeters, ek dink jy is heeltemal reg, is as soets oor die pad kom, is dit baie keer 'n refleksie om te sê, luister, maar ons is regtig al gatvol vir alles, nou doen julle nog dit ook. Jy moet ook onthou, jou cricket en jou rugby en jou sport is ook amper the last outpost, iets, wat ek wil dit ondersteun. En is 'n kulturele ding. Ek wil dit gaan dit gaan verder as sport, nee, dis 'n kulturele sal ek sê dissipline of gewoonte, whatever jy het wil. Kyk, daar's 'n paar dinge wat hierdie 'n perfekte storm maak. Een is jou digitale platforms, want onthou, elke ou is 'n keyboard warrior. Jy kan jou frustrasie uitspreek. Dis die een wat ek dink verskriklik belangrik is. Die ander ding is die feit dat sport in die openbare belang is. So dit is iets wat jy kan daar sit, en dan ook jou politieke systeem in die land, jy weet, is daar nog steeds maar, ek dink, prominente verlinks en prominente verregsgesindhede, en dan, jy weet, in die middel is, al wat jy nou nodig het, is regtig 'n geskiedenis van mense wat deur dinge moet werk, en ek dink, dit is kom die ouens in ander lande nie lekker verstaan, hoekom, jy weet, as hulle by ons kom en sê, is jou gemiddelde ou in Suid-Afrika hy is rassist, hy is nie. Maar jy moet dan 'n bietjie in konteks sien waar hy vandaan kom, waar hy nou is, sy frustrasies, en dan, jy weet, natuurlik, ons is maar 'n verdeelde nasie. Dit is nou maar net, dis die hartseer van dit, jy weet, ek dink die reënboog het 'n bietjie begin klere verloor oor die jare, en dis 'n realiteit, jy weet, daar is mense wat regtig sterk voel oor hierdie goeters, beide links en regs, jy nou sê, Quentin is seker die enigste ou wat, vir my was hy hero en villain, jy weet, in dieselfde tyd, en ek meen, dit het suiwere politieke kleur gehad, jy weet, die ouens wat hom aangeval het 'n sekere opinie, wat ek dink hartseer is dat ons eintlik nie eens ruimte toelaat vir debat nie. Jy weet, ons het baie sterk opinies, maar dit reflekteer ook maar weer ander dinge, maar jy weet, as jy die individuele spelers eintlik ken, moet ek vir jou sê, hulle is eintlik wonderlike mense, hulle is, ek dink ongelukkig was hulle, hierdie groep self, het hulle self aan die aanvangkant van baie dinge gekry, en dan, hulle is letterlik op 'n geen wen rondom hierdie kwessie, geen wen, ek beloof jou nou, as hulle nie kniel nie, is hulle in die moeilikheid, as hulle kniel is in die moeilikheid, so dis en dis in 'n tyd waar die ouens moet hulle job doen, hulle is veronderstel om te perform nou, nee, ons soek hy wen wat ons almal gelukkig maak, en hier kom die bloody politieke vlieg weer in. As hulle kan weghardloop sou hulle, jy weet, dit is net eenvoudig so, maar jy weet, daar is ek ook maar spelers wat voel hulle wil nie, moet dit ook respekteer. Dis ek maar so. So, in die pylvak, kos praat bietjie besigheid, Titans, dis nie 'n geheim nie, ek dink kommersieel is jy sekerlik een van die suksesvolste sportbestuurders daar buite. Jy het 'n interessante ding, jy het my herinner weer, jy weet, 5% is wat jy by die hek kry, weer die groot geld is die TV-regte wat ons oor gepraat het. So kom ons praat 'n bietjie, dis die naaste wat ons 'n bietjie normaal was, jy weet, pre-COVID. Hoe lyk 2022 kommersieel? Wat sien jy, wat is jou groot uitdagings? Jy het nou gepraat van natuurlik as, weet, social distancing, beperking
hoe sien julle wat is die uitdagings wat uitspring, behalwe die obvious goed, en wat is die potentiële oplossings? Hoe gaan julle om met werk? COVID is nog steeds 'n uitdaging vir ons, jy weet, ons kan nog nie heeltemal oopmaak nie, jy weet Wat is julle vat op hierdie stadium? So nou is ons nog op 2000, wat, jy weet, uit 18.000 is nie, baie, ons hoop het gaan op, ons mag ook nie alkohol bedien nie, wat dit moeilik maak, maar jy weet, in die effek, moet die mens maar verstaan, COVID het 'n groot impak gehad. Ons is geseën dat ons, ek dink, dan finansiële kapasiteit opgebou het oor die jare, so dit julle daar ons het goeie vennote ook in Supersport, wat by die span, aandele in die span en die stadion het, so dit help 'n bietjie, maar weet, as jy vir 2 jaar nie, jy weet, skares inkry, jou losies opmaak, is dit maar 'n geweldige impak op mense. As jy 80-20 moet doen op jou sales, is vergeet nou TV-regte, ons praat nou net van die infrastruktuur, is die losies 'n groot, is dit die groot geld? Kyk, losies gaan altyd groter wees as net jou, jy weet, jou publiek, want jy verkoop jou losie in elk geval vir die hele seisoen. Of wanneer is nou 1 of 0 of 100 ou wel. Vir die hele seisoen, ja, so dit help, en ons, jy weet, ons losies het uitverkoop altyd, so dit gee ons, jy weet, 'n sterk inkom, so dit natuurlik is ook gekoppel partykeer aan borgskappe wat baie geld vir ons inbring. Ons is die provinsiale span wat die meeste borgskappe intrek, maar jy koppel dit maar partykeer aan losies ook nie. Sport is in 'n moeilike tyd. Ons moet maar net bly swem. Ek dink dis die belangrike, ons diversifiseer redelik. Ons het nou 'n sentrum vir mediasie en sport oopgemaak. Ons het nog altyd maar 'n bietjie van 'n diversiteit fokus. Ons het ook die sportfasiliteite konferensie in die verlede gehad, wat ons hoop sal weer teruggaan, en natuurlik ons het 'n hardloopklub, ons het ook 'n hardloop toernooie of events wat ons ook hou. So, ek dink is dit daai Spar Women ding wat massief is, nee, wat julle dit is die Spar Ladies reis is groot. Ek het nou net nie die Afrikaanse woord vir, maar wedlope is die woord. So ons het toch altyd gediversifiseer, en jy weet, daarmee sal ons voortgaan, maar jy weet, die stadion is 35 jaar oud. Pragtig, hè? Die behoud van die stadion is maar dat stadion gaan of op of af. Hy gaan of agteruit of hy gaan vooruit, en ons, ek dink was geseënd, ons is nou dalk 'n bietjie van 'n inflection point nodig, maar ja, ons is geseënd sover dat ek dink ons is deur die ergste deur COVID, maar definitief geraak deur COVID. Kyk, en julle natuurlik, solank jy wen ook, is nooit sleg vir besigheid. Ons is baie geseën om te wen. Jy wen nie altyd alles nie, maar jy weet, ons het 18 trofees gewen, en jy weet, in die moderne franchise era, so ons is nou 'n nuwe era wat begin. Maar ons is baie geseën dat ons, 2 dinge het ons baie gedoen. Ons het baie spelers vir Suid-Afrika opgelewer. Ons het tans 6 Proteas, en ek kies altyd een ekstra ou nog, so ons is so 7. Yes. Ons het vir Chris Morris en Simon Hamer, so ons het 'n baie goeie span. Ongelukkig verloor ons baie van die spelers, maar jy weet, ons moet nog steeds kompeteer en nog steeds wen, maar ja, dis die 2 dinge wat ons, ek dink dit is maar die Pretoria manier. Ek dink die universiteit speel 'n groot rol, Tikkie speel 'n ongelooflike rol as 'n voedingsbron vir ons. Ons is dankbaar vir hulle ook, soos Noordwes, jy weet, hulle Noordwes van die universiteit is nie kompeterend nie, hulle is nou na die divisie 1, wat wonderlik is. Ons was eers 6 spanne in die eerste divisie, ons is nou 8, en Noordwes het eintlik, jy weet, Noordwes en Boland, en snaaks genoeg is al 2 gebiede wat sterk universiteite het, en baie sterk universiteite het, wat hulle ondersteun, so die universiteite speel maar 'n groot rol. Jacques, weer eens baie lekker om jou te gesels, het baie insiggewend, verskriklik dankie vir jou tyd. Ek is bly jy is gesond, en ek wens jou alle sterkte vir, hoop 2022 is 'n groote. Ja, baie dankie, altyd lekker om te praat, baie dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.